Kan die Bybels oopmaak by Matteus 16. By Matteus hoofstuk 16. Halleluja, 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 halleluja. Rabboni. Hallelujah. It's all about the presence, people. It's all about the presence. When you sense His presence in jou gees, in jou siel, jou liggaam, you will love Him. You will worship Him. You will love Him. You will worship Him. You will love Him. And you will worship Him. Jou lewe radikaal verander. Jou verhouding verdiep. En jy kan net nie genoeg kry van sy teenwoordigheid nie. As the Spirit of God reveal His presence within you and with you and through you, Lord, come this morning, Lord. Lord, help us to understand and experience your presence in a new way, Lord. In a new way. Thank you, Jesus. Matteus 16, vanaf vers 16. Is nog iemand in hierdie gebou? You need a touch from the King. You need the touch of the King. Allow Him this morning to touch you. Touch from the Lord is so real. Kom vandag, jou hande op lê. En daai honger in jou gees gestil kan word. Een aanraking, altyd beter. Halleluja. Thank you, Jesus. Okay. Kom ons kyk wat doen die Here volgende. Halleluja. En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Maar my Vader wat in die hemele is. Sien kind van God, geliefde luisteraars en YouTube kykers, ook ons groet hulle daar in oorsee. Harry en Merinda, sy vriende, België. En almal oor Suid-Afrika, doen ons bediening, groet u volgend.
Maar as jy wil groei, sal jy openbaring kennis moet bekom. En jy sal moet weet wat is openbaringskennis en hoe dit funksioneer. Want kom Jesus saam met sy disippels, kom hy. En hy vra vir hulle, wie sê julle is ek? Nou, het jy al iemand 'n vraag gevra en hulle antwoord jou en dan het jy kennis? Ja, jy het. Jy vra vir Davinia 'n vraag, wat het van die vrugtekoek geword? Dan sê sy vir jou, die vrugtekoek was so lekker gewees. En toe het ek besluit, ek het dit opgeëet. Toe kom jy tot kennis, wat het van die vrugtekoek geword? Maak dit sin? Jy sien, wat wil ek vir jou sê, jy kan tot kennis kom in die intellek. OK. Want die vraag wat Leslie vir Davinia gevra het, is 'n aardse vraag. So ons kan baie vrae vra en ons kry baie antwoorde, maar die antwoord is aards. Nou kom die Here Jesus Christus en hy staan voor sy disippels en hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? En dan begin hulle te antwoord, want Jesus het hulle 'n vraag gevra en dan sê hulle maar, hulle sê, want Jesus het gevra, wie sê die mense? So in ander woorde, die disippels het gehoor wat die mense van Jesus sê. Okay? Nou antwoord hulle en dan sê hulle, maar hulle sê, u is een van die profete, u is Johannes, u is Elia. Sien, dit wat hulle sê. En nou kom die Here Jesus Christus en ek wil hê u moet hoor wat ek nou sê. Nou sê Jesus vir hulle, maar wie sê julle is ek? Sien, hulle het gehoor wat die mense van Jesus sê. Maar nou kom die Here Jesus Christus en hy vra hulle, wie sê julle is ek? Dan antwoord Petrus en sê hy, u is die Christus. U is die Seun van God. Dan sê Jesus vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed, en hierdie vlees en bloed verwys na 'n mens, dit verwys na intellektuele aardse kennis. So in ander woorde, Jesus sê vir hom, salig is jy, want vlees en bloed, jy het dit nie geleer van die universiteit nie, jy het dit nie geleer van 'n college nie, jy het dit nie geleer in 'n Bybelskool nie, jy het dit nie geleer in 'n gemeente nie, jy het dit direk gehoor van God, van Vader af. Dis hoekom hy vir hom sê, salig is jy, Simon Bar-Jona. Nou, kind van die Here, as u vanoggend kan verstaan wat ek vir jou sê, en ek vertrou dat God Heilige Gees hierdie waarheid aan jou gees verhelder, en jou gees vat die waarheid, en dit bring die waarheid op na jou denke toe, dit verlig jou denke, dit drywe die leuen, die duisternis uit jou brein, uit jou denke uit, ne? En nou verstaan jy dat Jesus is die Christus, die Seun van God. Kind van die Here, en dis wat ons nodig het, ons hoor te veel vlees en bloed, maar ons hoor nie gees nie. Nou, die hele reeks wat ons oor praat is, die basis vir jou geestelike groei is geesopenbaring.
Okay? Want jy kan in die siel, jy kan in die denke, kan jy hoor, maar die Here gaan jou seën, en dis al wat jy hoor, maar die seën wat hulle gesê, die Here gaan jou seën, daai seën, kom net nie. Dit manifesteer nie, in jou lewe nie. Maar nou kom jy, my broer en my suster, en nou let ons op wat die Here Jesus Christus dan nou ook vir Petrus sê. Salig is jy. Salig is jy. Nou wat beteken hierdie woord salig? Want die Here Jesus het vir hom iets gesê. Die woordjie salig het 'n betekenis. Want vlees en bloed het dit in hom openbaar gemaak nie. So aan daai woordjie salig beteken opheffing, openbaring. Jy sien, want as jy kan verstaan dat hy in jou is, sal jy agterkom jy het niks tekort in die lewe nie. Jou oorvloed is nie gekoppel aan Capitec Bank nie. Jou oorvloed is gekoppel in hom, in jou en by jou. Kan ek dit weer sê? As jy openbaring kry van hom in jou, is jou voorspoed nie gekoppel aan Capitec Bank nie. As jou voorspoed nie gekoppel aan Sassa nie. Maar jou voorspoed is gekoppel aan hom in jou. Want hy sê, ek het gekom sodat jy lewe en wat? Oorvloed kan hê. Hy sê hy het gekom. Johannes sê dit mos vir ons. Maar nou kom hy en hy kom met wedergeboorte en hy kom maak woning in jou. So met ander woorde, waar is die more than enough nou? Waar is die meer is genoeg? Hy's in jou. Salig is die man, salig is die vrou, wat in openbaringskennis vloei. Salig is daar die man, salig is daar die vrou. Openbaringskennis kom van God wat in die hemele is. Kind van die Here, totdat jy en ek nie openbaringskennis ontvang nie, kan jy jou Bybel lees net soveel kere jy wil. Jy kan hom maandeliks deurlees. Jy kan hom 120 keer lees in jou leeftyd, kan jy die Bybel deurlees, maar dit gaan nog nie vir jou beteken, dit gaan vir jou vlees en bloedkennis gee. Maar dit wat hier staan in die Bybel, dit wat jou deel is, die saligsprekinge, word nooit jou deel nie. En dis hoekom, kind van die Here, ek wil hê jy moet hoor vandag. It is all about the presence of God. It's all about the glory of God within and with you, His church, His body. Dis kind van die Here, God maak hom openbaar as geneesheer. Hy maak hom openbaar as voorsiener. Hy maak hom openbaar as redder. Hy maak hom openbaar as geregtigheid. Hy maak hom openbaar as wysheid. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan, maar tot jy daardie openbaring tot dit nie, want jy gaan hom nie hier kry nie. As jy hom hier kry nie met hierdie ore nie, dan het jy hom gehoor van die pastoor af of jy het hom gehoor van iemand anders af nie. Maar as jy hom hier kry, want jy kan hom hier kry nie, net deur die Gees van God. En wanneer jy hom in die Gees ontvang,
sal jy agterkom, ewe skielik begin dinge te gebeur in jou lewe. Nou begin die koninkryk van God wat in jou is, nou begin dit te manifesteer. Nou begin jy praat, nou begin jy te kyk, nou begin jy te doen, en mense sê, maar wie is jy? En nou kom daai liefde van God, die liefde van Jesus, soos hy gekyk het oor die oes, en hy het geween en sê, bid God, die Vader van die oes, vir arbeiders. En ewe skielik word jy 'n arbeider in die oes. Jy sien, kind van die Here, Psalm 25 vers 14 sê hy, hoor wat sê hy, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees. Kind van God. As vir hom en vir hulle wat hom vrees. And that's why it's all about the glory. It's all about the presence of God within us. En dis hoekom Paulus vir die gemeente bid en sê, Here, gee hulle u gees van wysheid, Here, u gees van openbaring, sodat hulle u in hulle kan ken. En dan gaan hy vers 18 in Efesiërs hoofstuk 1, dan sê hy, verlig die oë van die verstand. Hy praat van verligte oë van die verstand, ouens. Jy kan baie dinge in jou verstand hê, maar dis aards. Dis deur vlees en bloed daarin gekom. Maar wanneer dit verlig word, is dit God, Heilige Gees, wat die waarheid aan jou gees openbaar gemaak het. En jou gees het jou denke verlig. Nou sê hy so, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak, François. Halleluja! Dis God se verbond. Annelie, dis God se verbond. Dis God se verbond. Kali, dis God se verbond. En so kan ek elkeen van julle se name noem. Dit is sy verbond om die verborgenheid, sy verborgenheid aan my en in jou en sy kerk openbaar te maak. Dis sy verbond, geliefdes, vir hulle wat hom vrees. En dis wat nodig is, kind van die Here. Ek wil vir jou sê, jy kan maar kyk. Ek het vanoggend 'n toets gedoen, wow, Here, dankie, baie dankie, Here. Ons aanbidding vanoggend. Jy sien, wanneer daar honger in jou gees is, dan sal jy hom in stilte kan aanbid. Anders wil ons net Jabula. Ja, dit is ook wel 'n plek. Maar in stilte, wanneer ons hom aanbid, en hy kom so op jou, en hy kom so in jou, hy sê ek is in en ek is by jou, en hy raak jou so aan, en die liggaam kan dit nie hanteer nie, want die grootheid en die almag en die heerlikheid van die Here kom net so oor jou, en jy kan dit nie hanteer nie. Jou liggaam kan dit nie hanteer nie. Nou God se verborgenheid, sy verbond is om sy verborgenheid in jou. Wow! Man, in jou! By jou! In jou! By jou Esther! Dis sy verbond! En al wat hy van jou vra, vrees hom! Vier hom, daai vrees is met 'n goddelike vrees, nie bang nie, is 'n respek, is 'n liefde wat jy vir God het. Hy sê, dis sy verbond, hy wil hom aan jou openbaar maak. En dis die probleem vandag met die liggaam, die kerk van die Here Jesus Christus. Hulle weet nie wie in hulle is nie. Hulle het die verborgenheid van hom wat in hulle is en by hulle is nie, en dis hoekom hulle al die tyd, hulle bly by die vlees en bly die bloed. Hulle bly by die intellektuele kennis.
En dan preek hulle mooi, luister baie mooi. Hulle preek dan die was Jesus. Want om die Jesus wat was is opgeteken in die Bybel. So aan die woorde, jy kan daai kennis hy was, kan jy met die vlees en bloed, met die intellek kan jy dit bekom. Maar hy sê in Openbaring 1, hy sê hy was, maar nou is hy. En waar is hy nou? Hy is in my, hy is in u, hy is in sy liggaam. Hy is daar, kind van God. Nou wil hy hom openbaar maak, die verborgenheid van hom in ons, kind van die Here, maar net aan hulle wat hom vrees. Dis sy verbond. Ek kan nie anders doen nie, as om vanoggend met my saam te stem nie. Ons sukkel met hom om te verstaan, openbaring te kry, met hom in ons. Hom by ons. Jy sien, as jy weet wie in jou is, salig is jy. Voorspoed is daar. Deurbrake is daar. Die woord van God word lewend in jou gees, ouens. En nou word jy meer as 'n oorwinnaar. Nou verklaar jy bold. Groter as hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Jy loop en die Here wys vir jou. Weet jy hoekom het ek julle twee se hand vasgehou? Ek staan, ek sê Here, moet twee mense se hand, ek moet hulle in my hand kry. Dit gaan oor julle, gaan oor my, oor gehoorsaamheid. Jy sien, kind van die Here, wanneer jy begin gehoorsaam word, wanneer die gees van God begin in jou gees opwek, en jy begin gehoorsaam raak, sal jy sien hoe werk God saam met jou met wonderwerke en tekens. En dis wat ons nodig het, kind van die Here. Het jy die week getuig van die Here Jesus Christus in jou? Het jy hom verkondig, hom in jou? Nie uit die intellek nie, hom in jou. Hallo? Het is maklik om vlees en bloed te verkondig, ouens. Dit verg van jou niks nie. Maar verkondig hom in jou, sal jy agterkom, nou verkondig jy die bonatuurlike. Hy sê, kan ek dit weer lees vir ons, Psalm 25 vers 14, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Here, dankie. Dankie. God het 'n begeerte om verborgenhede aan sy kind bekend te maak, wanneer ons verhouding met ons hemelse Vader reg is. Geen akademiese of intellektuele vermoë nie. Geen akademiese of intellektuele vermoë nie. Hy in jou. Hy by jou. Sê, dis die verborgenheid. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. En aan hom wat mag het om te doen, hy wat in jou is, ver bo kan dit wat jy kan bid of dink, dit die krag wat in jou is. Sien, kind van die Here, dis tyd dat ek en jy najaag openbaringsgees. Here, ek het U nodig. Here, vlees en bloed gaan dit nie vir my maak nie, want dit het dit nie vir jou gemaak. Dit gaan ook nie vir jou maak nie. Jou akademiese diplomas en jou akademiese vermoëns, hulle kan maar hang teen die mure. Kind van die Here, want dit gaan nog nie God openbaar maak nie. Maar die verborgenheid, hy wat in jou is, hy wat deur jou wil openbaar maak, hy in jou, jy in hom, en soos in 'n spieël te kyk en verander te word. Jy sien, om verander te word, kan jy net verander word deur die Gees. Want is die Gees van God, wat die verborgenhede van God aan jou gees openbaar maak. En wanneer dit aan jou gees openbaar maak, dan verhelder en verlig het jou denke. Hallo? Openbaringskennis hang van my verhouding met God af. My verhouding met God, geliefdes. My verhouding met die Here, dis waar openbaringskennis gaan begin.
Jy sien, Leslie, jy gaan nie sommer aan enigeen jou kluis sekere dommer oop om vir hulle gee nie. Hoekom wil jy dit nie vir hulle gee nie? Want jy vertrou hulle nie. Jy ken hulle nie. Hulle kan jou dalk rob. Hoe groot is hy kluis van jou? Groot genoeg om besigheid te aanhou. Hoeveel vrugtekoek steek jy dan weg? Jy sien, kan jy sien nou hoe trap hy nou in die trap wat ek vir hom gestel het, nee. Hy wil dit nie openbaar maak nie. Maar die wie jy kan vir my vra, ek sal jou vertel oor. OK, halleluja. Maar op ligte lyn, ek poog net om hierdie venstertjies in te bring, dat julle kan verstaan waaroor ek praat. Jy sien, kind van die Here, dit is uit 'n verhouding, diepe verhouding. God ken my in jou hart. Ek en jy kan hom nie blaf nie. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy weet wat in jou niere aangaan. Kind van God, nou die verborgene, hy weet, maar jy weet nie. Dit sê vir ons in Johannes 16 vers 14, waar Jesus sê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Jy sien die intellek, die vlees en bloed sê, ja, Jesus sê grote werke wat hy gedoen sal ons doen. Maar dis waar dit bly. Dis waar dit bly. Wat 'n werk het die meeste van die kerkouens al gedoen. Sien, kind van die Here, en daarom is dit ons as predikers se roeping om die gemeente te leer om die werke van die Here Jesus Christus te doen. Moenie my kom vertel hoe jy pastoor is nie. Vertel vir my hoe die gemeentelede is. Want hulle is die liggaam van die Here Jesus Christus, die pastore ook, maar die werk van die vyfvoudige bediening is om die liggaam van die Here Jesus Christus toe te rus. Hy sê die Gees sal hom openbaar maak aan jou as geneesheer, as bevryder, as redder, as die groot ek is. En daarom vlees en bloed gaan jou niks help in die kerk vandag is vol vlees en bloed kennis, maar nie geopenbaarde kennis nie. God gebruik sy Heilige Gees om kennis aan die mens oor te dra. Die Heilige Gees is God se werkskrag op die aarde en niks sal gebeur sonder God Heilige Gees nie. Sagaria 4 vers 6 sê, hy sê dis nie die krag of geweld nie, maar deur my Gees sê die Here. Ek wil volgens net 4 dinge noem, dat is baie meer, maar is 4, en soos die reeks aangaan, so sal ons die dinge openbaar maak in julle, maar dat is volgens 4 dinge wat ek vir jou wil uitlig, hoe God jou openbaringskennis gee. OK? Die Here gaan jou nie openbaringskennis gee, as jy sy woord nie ken nie, as jy nie sy woord lees nie, of luister nie. OK? So nommer 1. Dis nie belangrik in volgorde nie, ek noem dit maar net vir jou. Hoe gaan God vir my en jou openbaringskennis gee? Want julle het mos al gehoor die afgelope paar weke, ek praat van openbaringskennis, maar iewers toe moet jy tog maar uitroep, sê Here, help my. OK? Help my dat ek openbaringskennis kan bekom. OK? Nou nommer 1, die lewende woord. Die woord in aksie. Hierdie woord gaan niks vir iemand doen terwyl hy in hierdie bladsye bly nie. Gaan niks doen vir jou nie. Hierdie woord moet lewend word in jou gees. OK? Nou, as hy lewend word in jou gees, die woord, nou begin jy te handel volgens daardie woord. Nou, benefit jy en hulle om jou. Die woord, die lewende woord. Dit is so belangrik, God se woord is lewend, hy is skerper
as enige tweesnydende swaard, en hy dring deur, en hy bring skeiding tussen gees en siel, murg en been, en die oorlegginge van die hart. Jy kind van die Here, as die woord lewend word in jou, is dit nie maar net woorde nie. Hy is so skerp as jy met mense praat. As jy met mense praat, hy is so skerp of hulle wil hoor of nie wil hoor nie. Hy sny. Hy sny. Hy sny, hy bring skeiding. Of hulle wil hoor of nie wil hoor nie. Hy woord van die Here deur 'n man en 'n vrou wat openbaringskennis het. Daai woord dring deur. Hy bring skeiding. Hy bring skeiding. Hy bring skeiding, ouens. Oh, halleluja. Die Heilige Gees maak die woorde lewend aan die gees van die mens. Spreek dit aan jou gemoed. Jou gemoed word vernuwe. Daai intellektuele aardse vlees en bloed kennis maak plek vir verligte oë van die verstand. Kom kyk, luister wat ek vir jou sê. Efesiërs hoofstuk 1 vers 18 maak oop. Verskoning. Ek lees vir jou. Here help. Vers 17. Dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid teenwoordigheid, aan julle die Gees, die hoof het die Heilige Gees, van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand. Hoekom? Hoekom moet jy verligte oë van die verstand hê? Hoor wat sê hy, sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Verskoning. Die kerk sit met 'n probleem, hulle weet nie wie in hulle is nie. Partykeer sukkel hulle om hulle self te ken. Maar daai verligte oë van die verstand kan net kom deur God se woord. En wanneer sy woord deur 'n man en 'n vrou, seun, dogter, wat gees openbaring het, dis 'n tweesnydende swaard, dit bring skeiding, kind van God. Mense word gered, mense word bevry. Mense word genees. Kom by, Romeine 12. Kom saam by, Romeine 12 toe. Okay. Skoning. Right, Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer, dat julle redelike godsdienst. Hoekom jou liggaam stel aan God? Why? Hoekom jou liggaam? Kom, kind van die Here, hoekom moet jy jou liggaam stel as 'n lewendig, 'n heilige, welgevallige offer aan God? Dis julle redelike godsdienst. Hoekom? Skies? Hy kom woning maak in jou. Jou liggaam is sy tempel, is sy huis, waardeur hy hom openbaar maak. Dus hoekom jou liggaam? Want Vader, as jy Efesiërs lees, hoofstuk 1 kan jy gaan lees, die laaste paar verse. Vader het in sy seun om die hoof gemaak, en toe het hy die gemeente gegee, wat die liggaam van die Here Jesus Christus is. Hoekom het jy 'n liggaam nodig? Om jou gees, siel openbaar te maak, wat in die liggaam woning maak. Ons kyk dat in die liggaam vas, die meeste van die tyd kyk ons in die liggaam vas. Oeh, dis allemaal mooi ou, nee. Oeh, dis allemaal mooi vrou, nee.
En ons kyk nie die liggaam vas, maar ons verstaan nie, dis die liggaam, dis die gees, siel wat openbaar maak, nie die liggaam. Okay, goed, vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle moet so julle kan beproef wat die goeie en welgevallig en volmaakte wil van God is. Wat is God se wil vir jou lewe? Dat jy moet herstel. Dat jy moet terugkeer na sy beeld, na sy gelykenis, dis God se wil, dat jy moet terugkeer na sy beeld, na sy gelykenis, kind van God, heerskappy oor die koninkryk van die duisternis, dat jy kan heers oor armoede, jy heers oor siekte, jy heers, dis waarvoor jou gemoed vernuwe word, dat jy God se volmaakte wil vir jou lewe kan ken. Bottom line. Okay, so met ander woorde, so verkry God kontrole weer oor my en jou, as ons openbaring kry. Okay, met jou wil, neem jy besluit, ek soek openbaringskennis. So met ander woorde, 'n man en 'n vrou, wat die woord lewend aan jou verkondig. Dis hoe haar openbaringskennis kom. Ek sal nooit vergeet nie, toe pastoor Matthias Berry, my geestelike pa, toe hy bedien nie oor hierdie geestelike dinamika. Ek werk 12 uur skofte. Ek is nog nie eens in die voltydse bediening nie. Ek kom van nagskof af, het ek 12 uur in nagskof gewerk. Dan gaan slaap ek 1 uur. Daar's my vrou, sy vertel ek praat waarheid. Dan staan ek op, dan gaan ek diens toe. Dan sit ek op daai stoel toe hierdie man, hierdie openbaringskennis, geestelike dinamika preek. Moet ek sit op daai stoel. Dit sny reg deur my. Dit word deel van my. En ek raak kwaad as hy wil ophou preek. Hy moet preek. Hy goed is deurgee, my gees soek dit. En van daardie tyd af, Kali, het ek begin soek. Here, intellektuele kennis gaan nie die ding doen nie. Gaan jou moeg maak. Jy kan maar kyk, Joseph, jy kan maar kyk. Bedien al die tyd met aardse kennis, vrees en woede. Kyk hoe moeg raak jy. Maar wanneer ons met gees openbaring God openbaar maak, verborgenhede openbaar maak, sal jy agterkom, dat is nie effort nie. Jy hoor, jy sien, wat ander nie sien nie. Jy kyk na mense, en hoe weet jy dit? Nee, ek weet niks, is die Here bewys. Hoekom kry ek hierdie wat ek weet? Die vra die Here, en ek moet dit vir jou gee. Tweede gedagte, direkte inspraak. Die Heilige Gees kommunikeer direk met jou gees, met die gees van jou, direk, sonder prediking. Toe die Here vir my sê, laat jou doop, toe hy nie deur 'n mens by my gepraat nie, want hy weet, 'n paar maande voor dit het ek met hulle die spot gedrywe. En die Here sê, is reg, gaan jou in die hande kry. En God praat met my, terwyl ek alleenig in 'n kantoor sit, nagdiens, 12 uur die nag, en jy moet jou laat doop. En net 'n week of wat voor dit is die bedryfssoep, wie se kantoor net so skuins ook aan myne is, toe hy oorlede. Toe word ek soos op Petrus hulle daar op die bootjie toe Jesus by hulle verby wil stap, toe wat roep hulle uit, Kali? Spook. En daar die aand toe die stem hoor, hy sê, jy moet jou laat doop. Vir wie soek ek? Ek maak kasdeure oop. Ek kyk onder die lesenaar. As Jan wat met my praat. Jy sien, kind van die Here, wanneer God direk in jou gees inspraak gee. Dis die eerste keer waar die tweede keer na wedergeboorte, dis die tweede keer waar God so duidelik, en jy moet jou laat doop. En die derde keer wat ek so duidelik inspraak hou, toe die Here vir my sê, skakel in by die volle evangeliekerk.
Nou, en daar was ek 'n pastoor gewees vir 21 jaar. Want toe die Here gesê, nou bedien jy my kerk. Nou, inspraak, so duidelik toe ek Filetie sê wat pla jy, ek sê, ek voel die Here sê, ons moet onafhanklik gaan. En sy sê, wanneer? Nou as jy laat goed ken, sal jy agterkom, jy sê nie net vir haar sommer 'n ding nie. Maar die inspraak, direkte inspraak, die engel Gabriël kom, hy kom by Maria, gee inspraak. Kind van God, daar's tye wat geen mens betrokke is nie. God, Heilige Gees, kom staan by jou staan, en hy gee inspraak. So die woord, direkte inspraak, salwing van iemand anderste. Salwing van iemand anderste wat preek en die dinge openbaar maak. Daar's 'n broer van Virginia, hy stuur vir my gister weer, of gister stuur hy, wanneer die gister, hy het ook die preke, die boodskappe deurgee, sê hy vir my, die woord uitlees op my selfoon, jy kan dit lees. Hy sê, salig is jy. Hy sê, want jy maak 'n verskil in mense om jou. Jy sien Joseph, van François, hoe maak hy? Is die gees van God, wat jou gees verhelder, dan sê hy vir jou, gaan doen dit, of doen dit nie. Sê dit of bly stil. Okay? So die direkte inspraak van iemand anderste. Ek wil jou vandag sê, kind van God, dis wat die kerk nodig het. Manne en vroue, seuns en dogters, predikers wat die gemeentes openbaringskennis leer, weet hoe moet hulle funksioneer. Kom ons sluit af, die derde gedagte. Die engele. God gebruik ook die engele as sy boodskappers. Wanneer 'n engel by jou gaan kom staan, toe die engel aan Daniël verskyn, toe val hy soos 'n dooie. Toe word hy soos 'n dooie. En Daniël wil die engel aanbid, en hy sê, stop het, ek is ook 'n diensknegt soos jy is. God gebruik engele om openbaringskennis aan jou te bring, dit wat verborgen is, met ander woorde, God se gedagtes na jou gees toe deur te gee. Gebruik hy engele. Ek het met julle al gedeel, daar in Richards Bay, een geval, waar ons 'n uitnodiging gemaak het, en 'n man sit daar, nog nie tot bekering gekom nie, en hy sit daar in die gehoor, en hy agterna vertel hy my, hy sê, pastoor, jy praat, maar staan 'n man, seker die helfte langer as jy agter jou, en ek vee my oë, en ek dog verbeel ek my, hy sê, nadat sy sakdoek vee oor sy oë, hy sê, maar die man is agter jou, hy sê, ek het so verlange, ek wil net by jou kom, ek wil na jou toe kom, maar ek moet wag tot jy die uitnodiging klaar is, hy sê, en toe ek by jou kom, dus die man weg. Wie is dit gewees? Dis 'n engel en hy kom tot wedergeboorte. Ek wil jou vandag sê, engele werk saam met jou. Ek en jy kan engele nie hier in gebied nie. Engele is God se boodskappers. Okay? Ek en jy kan God vra dat engele sal, maar ek kan jou nou al sê, daar's engele om jou. I know it. Bediening van engele. Kind van God, God wil verborgenhede van sy koninkryk aan jou geesmens openbaar maak, so jou denke vernuwe kan word. Maak dit sin, kyk? Ek sit dit Johannes 'n bietjie op jou gees, so op jou geesmens. Nee, lees nie op jou gees, hierso. Daai is jou siel, op jou gees. Ek wil vir ons bid. Vader, ek bid vandag vir Dunamis-bediening en elke een wat ons op YouTube luister. Vader, ek bid vir openbaringskennis. Here, dat U deur U Gees sal kom
Here, in 'n honger in ons gees losmaak aan wakker, my God. Vader, soos Paulus vir die Efesiërs sê, ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode, sodat Christus oor jou kan skyn. Here, ek bid vir ontwaking, Vader, in openbaringskennis, my God, om u verborgenhede, wat u met ons wil deel, te kan ken, my God, om u koninkryk te kan ken, Papa, Vader. Ek bid vanoggend vir elke hoorder, Vader, vir Here, 'n honger vir openbaringskennis, my God. Vader, ek bid vandag dat u deur u gees sal kom, manne sal opwek, engele sal stuur, my God. Here, sodat ons in die krag van u koninkryk, Here, in openbaring, my God, Here, dat ons salig kan wees, soos Jesus vir Petrus gesê het, salig is jy, Simon Bar-Jona. Vlees en bloed het dit in jou openbaar gemaak nie, maar my Vader wat in die hemele is. Vader, ek bid vir ons gehoor vandag, in Jesus se mooi naam, en ek sê dankie daarvoor. Amen en amen en amen. Amen en amen en amen. Geliefdes en ook ons YouTube-kykers, wanneer ons op die tafel van die Here, dan is dit nie die tafel van doenemisbediening nie, dis die tafel van die Here. En wanneer ons offers gee en ons tiendes gee ons dit met liefde. As ons nie met liefde gee nie, dan kan ons dit maar net liewste hou. Maar wanneer ons moet dit leer, geliefdes, ek het dit woensdag aand, het ek het gesê, baie van ons kom, dan vat ons offers, en ons maak sommer net so. Ons gooi dit asof dit hot money is. Hoe gaan jy voel as jou vrou vir jou bord kos so slinger oor die tafel en 'n skuif en jy moet hom net as jy hom vang nie, dan is hy af van die tafel af. Hoe gaan jy vir haar sê? Wat gaan jy vir haar sê? Okay, dis nou nie, jy wil jy hom gooi, maar nie skuif nie, maar is fine, jy kind van die Here, wat wil ek jou vandag sê? Wanneer jy jou offer bring, en nou, dis 'n offer, daar is 160, 30voudige oes wanneer jy jou offer bring. Okay? Want 'n offer is jou keuse. Maar tiende is nie jou keuse nie. Tiende behoort aan die Here. Daar het ek en jy nie 'n sê nie. As baie ouens sê, ja, maar ons nou Nuwe Testamenties, ons is nou nie Ou Testament. Jy weet, die tiende het ingekom voor die wet. En so kan ek maar aangaan, maar kom ons gee. Ons gaan nou nie debat voer daaroor nie. Ek glo om God te vereer met my tiendes. So, as ons bring vanoggend jou saad saai, jy kan hy saad noem, man. Sê, Here, ek saai. Ek saai vir die betaling van hierdie geboue. Dis my saad wat ek Sondag by hierdie offerbak insit. Okay? Maar as ek by juis daar iewers vir iemand anders te saai, sê ek, Here, dankie. Ek kan baie getuienis gee, net nie sal vir jou kan sê, ek kan baie getuienis gee. Maar dis tyd dat jy met jou eie getuienis kry. Amen. Kom ons staan en dan bring ons met liefde, gee ons aan die Here. Amen. En dan ook vir die YouTube-kykers, as u voel u wil in hierdie bediening saai, ons is dankbaar, ons is goeie grond, ons vertrou God vir 100voudige oes, dan ook op die saad wat jy saai. Ek glo Leon het vir ons die bankbesonderhede in die einde, en dit gaan oor die liefde. As u wil gee, is dit reg. As u nie wil gee nie, is dit ook reg. U kan nog steeds inskakel en na ons preke luister. Amen.